Baie welkom terug. Vandag hoor ons dat die fondasie van God se bouwerk reeds gelê is. 1 Korintiërs 3 vers 10 en 11. Volgens die genade deur God aan my gegee, het ek soos 'n bedrewe bouer 'n fondament gelê en 'n ander bou daarop. Elkeen moet egter let op hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Die gedagte van 'n bouwerk, fondament, Paulus wat self bou, is natuurlik iets wat weer teruggryp na die vorige vers. In vers 9 het die apostel gepraat van die bouwerk van God, en dan ook, interessant genoeg, van 'n tuin, of die saailand van God. Nou sou jy die fout kom maak om te dink dat Paulus hier sommer net dink aan enige tuin, of enige saailand, of enige bouwerk, maar dis nie die geval nie. Wat die apostel Paulus hier in gedagte het, is baie spesifiek die tempel van God. Die opskrif in die 2020 vertaling is heeltemal reg. Dit gaan hier oor die tempel, en spesifiek dink Paulus dan hier aan die tempel van Salomo. Hoe weet ons dit? Want die gedagte van 'n tuin en 'n gebou trek saam in die tempel van Salomo. Die tempel van Salomo het baie elemente van 'n tuin bevat, wat 'n mens herinner aan die tuin van Eden. So weer eens nie sommer enige tuin of saailand nie, maar Eden, die paradys. In die tempel van Salomo was daar allerlei graverings en afbeeldings van vrugte en blomme en palmtakke op die mure, die gordyne en die ornamente. Die hele gedagte wat by jou moes tuiskom wanneer jy by die tempel staan, is dat jy as het ware in 'n tuin staan. En die gedagte van God se bouwerk, God se tempel, spoel nou ook oor na vers 10 en verder. Dis God se tempel wat die apostel dan die bouer is van die fondament. Die apostel het die genade daartoe gekry deur God self om soos 'n bedrewe bouer 'n fondament te lê. Kyk mooi, hier staan 'n fondament in die enkelvoud, omdat daar net een fondament vir die eindtydse of laaste Nuwe Testamentiese tempel is, en daai een enkele fondasie is die Here Jesus Christus. Daar is meer as een bouer, want die apostel Paulus sê hy self is 'n bouer, maar dan is daar ook iemand anders wat daarop bou. Daar is dus meer bouers, maar daar is net een fondament. En die apostels is spesifiek daartoe geroep, deur die genade van die Here daartoe bekwaam gemaak om die fondament, die fondasie te gaan lê. Hierdie tempel met hierdie enkele fondament, Jesus Christus, is natuurlik niks anders nie as die kerk. Dis die eindtydse of die Nuwe Testamentiese tempel, is die kerk van die Here Jesus Christus met een fondament. Wat die predikante, die ouderlinge en die mense wat die onderrig in die gemeente doen, is hulle moet seker maak dat hulle leringe in lyn is met die fondasie, met dit wat die Here Jesus Christus gesê het, dit wat die Here Jesus Christus self gesê het, ook deur sy apostels, deur hulle wat die fondament gelê het. So die tyd van die fondasie wat gelê word, daai tyd is dus reeds afgehandel. Want die apostel Paulus sê, hy is die een, onder andere, wat die fondament gaan lê het, en 'n ander bou daarop. Daar word gebou bo op die fondasie. Daar word dus nie herhaaldelik nuwe fondasies gelê nie. In die geloofsbelydenis van Nicea bely ons glo aan die apostoliese kerk. Die apostoliese kerk beteken ons glo aan die kerk wat gebou is op die fondament van die apostels. So ons sê nie daarmee dat ons as gereformeerdes soos die nuwe apostelkerk is of die ou apostels is of iets van die aard nie, niks daarvan nie. Met hierdie belydenis sê ons dat ons bou op die fondasie wat die apostels gelê het. Ons glo, daar's 'n ware kerk, die tempel van die Here Jesus Christus, gebou op die evangelie soos Christus en sy apostels dit verkondig het. En dan in vers 11, daar sien ons die ware kerk van die Here Jesus Christus hoef nie van niets af herontwerp te word nie. Niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Verlede tyd. Daaraan kan jy, of jy 'n gelowige of ongelowige is, daaraan kan jy niks doen nie. Die fondasie is reeds gelê. Dis 'n werk van God.
Hy het dit so beskik, die fondament lê. Die fondasie is gegiet. Daaraan kan niemand iets verander nie, God het dit so beskik. Maar die troos vir die kerk dan nou, is dat niemand 'n ander fondament kan gaan lê nie. Jesus Christus kan dus nie as fondasie opgegrawe word, gebreek word, stukkend gemaak word, om 'n nuwe een te gaan lê nie. Maar verder sê dit ook vir ons as kerk, dat geen nuwe inligting, of navorsing, of kennis, of selfs kenners, is nodig om die kerk van Christus te stig nie. Ons het nie 'n nuwe fondament nodig nie. Selfs al gaan die kerk met deur verskillende tye, verskillende oomblikke, selfs al is die kerk baie jare oud, selfs al is die evangelie van die Here Jesus Christus en die Bybel baie jare oud, die fondament staan. Ons hoef nie 'n nuwe een te gaan lê nie. Die fondasie is die Here Jesus Christus. Die fondasie is die evangelie van Christus. Die apostels het dit gaan verkondig, en ons werk as leraars en herders, en hulle wat onderrig gee in die gemeente, ons werk is om seker te maak, dat ons as bouers op daai een enkele fondasie bou, in ander woorde, in lyn is met die apostoliese leer, in lyn is met dit wat Christus self gesê het, ook deur sy apostels gesê het. Nou, sommige kommentare sê dat hierdie verse nie net verwys na die leraars, die herders, die predikante wat die bouwerk doen nie, maar dat dit verwys na alle Christene. En dit mag so wees, maar ek moet sê op hierdie stadium lyk dit vir my asof hierdie verse pertinent fokus dan op die mense wat die bouwerk doen. Dit wil sê hulle wat verantwoordelik is daarvoor om die onderrig te gee, om die prediking te doen, om leraars te wees, die ouderlinge, die predikante, hulle wat spesifiek daai taak op hande het. Ongelukkig is daar baie kerke wat vir hulle self 'n hele nuwe fondasie gaan grawe het. Hulle wil die kerk bou op 'n spesifieke styl, of op 'n spesifieke bedieningsmodel, of 'n spesifieke persoon. 'n Spesifieke persoon het vir hulle 'n fondasie geword. Hulle soek 'n kerk wat ingerig word volgens die persoon se idees, of volgens die nuutste ideologieë. Nou, so 'n kerk is geen ware kerk van Christus nie, want dit staan nie op die fondasie nie, dit staan nie op Christus nie. Wat ek en jy moet seker maak, is dat ons deel is van die Here Jesus se tempel. Hoe weet jy is deel van sy tempel? Kyk of die gemeente waar jy voortbou volgens die woord van die Here. Kyk of die kenmerke van wedergeborenes ook daar is in die lewe van die ander mense, van die ander gelowiges met wie jy te doen het, met die mense in die gemeente waar jy is. Maak seker dat jy self ook soos 'n lewende bousteen jouself laat opbou op die fondament van die Here Jesus Christus, en dat jy nie op een of ander fondasie probeer bou nie. As jy in 'n gemeente is waar die gesag van die Here se woord nie aanvaar word nie, waar die sakramente nie bedien word soos die Here dit beveel nie, dan is jy na alle waarskynlikheid in 'n sosiale klap wat hulle eie fondasie eers op sand begin bou. So 'n kerk sal nie lank hou nie. Vader, ons weet U het reeds die bouwerk aan U tempel begin. Help die herders en die leraars van U kerk om op die fondasie van die evangelie voort te bou. Help ons as lede van U kerk om op te groei en ons te laat opbou soos lewende stene. Amen.